Goeiemôre. Welkom almal. By ons geleentheid vanoggend mag julle regtig die Here se teenwoordigheid beleef vanoggend. En dan sien ons saam wees net die paar afkondigings. Kobus het reeds gesê die verbondsonderrig begin vanoggend, so die ouers en kinders net na die tyd hier by mekaar kom. Ons het Palmoord diens Dinsdagoggend 10:00 by Palmoord, Silverjare diens Woensdagoggend 9:00 by Silverjare en dan 10:00 begeleiding Woensdag 4:15 by die pastorie en ons ouderling ronde tafel Woensdag 7:00 die aand by die pastorie. Ons het herder saambid donderdagoggend 8:15 en ons sopkombuisdiens 7:00 en dan middagteetydstudie donderdag 3:00 by die pastorie. En dan is Gert van Sail se troostdiens Saterdag 10:30 hier by ons in die gemeente. Kom ons word so oomlikie rustig. Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring en ons verwoord daarin nie net ons afhanklikheid van die Here nie, maar die rede vir ons saamwees. En ons doen dit vanoggend deur saam te sing van lied 155 vers 1, 2 en 3. Ons gaan staande doen en daarna bly staan vir die seën van die Here, waarna ons gaan antwoord op die seën van die Here deur saam te sing van lied 200 vers 1 en 3, sonder dat ek dit weer aankondig en daarna kan jy plekke inneem. So kom ons begin ons saamwees deur saam te sing van lied 155. En daarna bly ons staan vir die seëngroet en antwoord op die seën van die Here met lied 200 en dan kan jy plekke inneem as we stil staan by ons belydenis. Met hierdie versigtiging vir ons Vader rustig word, mag ons hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde: genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Oh
plekke inneem. Met die oog op die prediking staan ons stil by die Heidelbergse Katekismus, Sondag 32 en 33, sê vraag 86 en 88 tot 90. Ons praat hier uiteindelik oor die goedheid van God. Dit is die genade waarbinne ons mag leef, dat God vir ons gedoen het wat ons nie vir onsself kon doen nie. Waar ons nie ons verhouding met hom kon heel maak nie, het hy dit vir ons kon doen. Hy het na ons toe gekom, mens geword, in ons plek betaal, dit wat ons nie vir onsself kon doen nie. En vanuit daardie optrede, daardie genade van God, kom die evangelie dan as hierdie roepstem tot almal in die wêreld, om dit te glo. Om ter harte te neem dat God, die skepper van hemel en aarde, na hierdie wêreld toe gekom het, om sondaars te red. Nou is dit een van die dinge wat ons veral as gereformeerdes binne die gereformeerde tradisie vasmaak, dat ek word nie gered op grond van my vermoë nie, maar op grond van God se vermoë, op grond van dit wat hy gedoen het. Dis nie my werke wat my red nie. Nou, in die 16e eeu, wanneer Orsinius met hierdie goeders worstel, en hy 'n katekismus moet optrek, dan praat hy teen die agtergrond van die katholieke kerk, wat swaar water gemaak het daaroor, dat jy moet goeie werke doen om verlos te kan word. En hy trek 'n streep daardeur in die eerste deel van die sondagsafdelings. Maar dan kom hy en hy moet 'n baie belangrike vraag antwoord. Beteken dat dan nou dat ons niks hoef te doen nie? Dat ons geen goeie dade of werke hoef te doen nie? En dis die vraag wat ons dan in vraag 86 kry. Waarom moet ons nog goeie werke doen? Belangrik daar. Waarom moet ons nog? Dis nie onderhandelbaar nie. Jesus het gesê 'n boom word aan sy vrugte geken. En wanneer die skrifgeleerdes en fariseërs hom probeer sleg maak, dan sê hy, luister, besluit waar jy staan. As die boom sleg is, gaan die vrugte sleg wees, noem dit dan so. Maar as die boom goed is, omdat die vrugte goed is, noem dit dan so. So besluit waar jy staan. 'n boom word aan sy vrugte geken, en daarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is. En dan antwoord ons, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe. Hy is besig om ons nie te maak, om te word soos wat hy is. Volkome hart en siel, uitverkoop, uitgelewer, oorgegee aan God, in 'n verhouding van liefde en trou. So hy maak ons deur sy Gees nuut, sodat ons met ons hele lewe kan bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys kan word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. En derdens, dat ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Nou is die vraag, hoe lyk hierdie proses? En daaroor vra hy dan die vraag, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? En dan antwoord hy uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe. Wat is die afsterwing van die ou mens? Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sonde vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En die woorde van Paulus in Romeine 7, dis om die ou mens af te sterf. Die ou mens wat gedurig deur besig is om net my eie belang te soek en God en my naaste haat. En dan hierteenoor die opstanding van die nuwe mens, daar die nuwe begin wat God deur sy Gees in ons maak. Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Om uitverkoop te wees aan die Here in 'n verhouding van liefde en trou. En dit doen Christus deur sy Gees wat in ons woon. Nou daarom die oproep in Romeine 8, wat Paulus dan maak en sê, daarom staan ons onder 'n verpligting. God wat vir ons gedoen het, wat ons nie kan doen nie, vir onsself nie, daarom staan ons onder 'n verpligting om die leiding van die Gees te volg, en nie die leiding van ons ou mens, of ons sondige natuur nie. Dit is nie altyd so maklik nie, veral nie as ons in hierdie moeilike wêreld leef nie. En ons praat nie hier net van die taksies nie, daardie mense wat terloops jou dag omkrap, omdat hulle reg voor jou inry nie. Dis baie keer selfs in ons naby verhoudinge, waar dit skeefloop en moeilik raak, om die leiding van die Gees te volg en lief te hê, soos wat Christus ons lief het. En elkeen van ons stoei hiermee, want elkeen van ons het die ou mens wat in ons leef, nog steeds hier is, ten spyte van die goeie werk, waarmee God besig is. Kom ons verootmoedig onsself hierin voor die Here deur saam te sing van Psalm 38 vers 1 en 17 en daarin verwoord ons afhanklikheid van die Here, maar ook ons oproep
dat hy ons genadig sal wees in ons swakheid. En daarna gaan ek vir ons voorgaan in gebed. So kom ons sing Psalm 38 as verootmoediging, en daarna gaan ek vir ons voort in gebed. Vader, dankie dat ons U mag ken as almagtige God en Vader, maar daarin ook as verlosser, as bevryder. Dankie dat ons mag leef met daardie sekerheid in ons hart, dat U goedheid wat ons nie kan pyl nie, altyd by ons is. Dat U die een is wat ons aan die hand vat, en dat U die een is wat ons op ons pad begelei, sodat ons, te midde van die op en die af van hierdie lewe, ons eie stoei en worstel, mag weet dat daar niks is in hierdie wêreld wat ons kan skei van die liefde wat U vir ons in Christus het nie. En waar ons so voor U rustig word, en besonder om na U woord te luister, is dit ons hartsgebed vanoggend. Maak dit rustig en stil in ons harte, seën ons met die bewustheid van U teenwoordigheid, en daarin van die werking van U Gees, dat ons mag hoor, dat ons mag beleef waarmee U besig is, ook in hierdie tyd, in ons en uiteindelik deur ons. Mag ons die mooi van dit waarmee U besig is vandag nog opnuut beleef, mag ons dit ervaar en mag ons die genade beleef van dit deel met ander. Seën aan ons hierin as ons luister na U woord. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil by die prediking rondom die Heilige Gees, en ons staan vir hierdie paar weke stil by die groter gawes, wat 'n noodsaaklike las beteken. Johan, hy asseblief net hier al die eerste skets. Hy is op die gemeentegroep, gaan loer hom. Dit is die agtergrond waar oor ons praat. Elke gawe kom teen 'n noodsaaklike las. Vir die aan wie baie gegee is, gaan baie gevra word, het Jesus gesê, soos ons in die vorige gedeeltes vasgemaak het. So, hoekom doen die Here dit so? Hoekom kry elke gawe 'n noodsaaklike las? En Paulus gaan dit vir ons hier in 2 Korintiërs 12 antwoord, sodat ons nie hoogmoedig sal word nie. Want daardie las is ingebou in elke gawe wat God gee. Nou maak ons vas, en dit is regtig belangrik dat ons dit weer vasmaak, dat die 3 primêre en belangrikste gawes, in volgorde van belangrikheid wat die Here gee, is in die eerste plek, gee hy homself. En dit is regtig belangrik dat ons dit sal verstaan. Die gesprek oor gawes bring groot verdeeldheid in die liggaam van Christus op hierdie stadium, in die gesprek tussen meer tradisioneel konservatiewe mense en meer charismatiese mense, en dit hoef nie. As ons begin by die werklikheid dat God gee homself, dis die eerste en belangrikste gawe. Die las waarteen daardie gawe kom, is natuurlik dat daar geen ander God kan wees nie. Dis net hy.
Wanneer hy homself gee hy homself daarvoor, sodat ons 'n keuse uiteindelik gaan moet kan maak. Daar is niks anders in hierdie wêreld. Ander goed waarin ons geneig is om ons vertroue te plaas. Ander goed wat vir ons so belangrik word, wat vir ons lewe kan inneem in sy plek in nie. So wanneer God homself gee, is die las wat saam met daardie gawe kom, dat al die ander goed afgesterf moet word. En dit is nie altyd so maklik nie. Die tweede gawe wat God gee, wat voortvloei uit die gawe wat hy gee van homself, is natuurlik dat hy vir jou gee. Jy kan, na sy beeld geskape, volmondig lewe, as sy beelddraer in hierdie wêreld, kind van God, gegee om lewe in hierdie wêreld te ontplooi en daarin God se naam groot te maak deur sy beelddraer te wees. Die derde gawe wat hy gee, wat daaruit voortvloei, is dan die vermoëns wat hy vir ons gee. Die geleentheid. Jy is 'n gawe met gawes en dan gee hy 'n geleentheid. Jy leef vandag. Nie 100 jaar terug nie. Jy leef vandag. Jy leef nie 200 jaar in die toekoms nie. Jy leef in hierdie tyd, in hierdie wêreld. En daarom kan ons aanvaar dat gegee die omstandighede waarin ons leef, dat die Here het vir jou gegee met die oog op die omstandighede waarbinne ons leef, sodat iets van dit waarmee hy besig is in hierdie tyd sigbaar kan word. Nou is die dilemma, as ons hierdie waarhede ter harte neem en ons verstaan dit kom teen 'n prys, dan is die vraag uiteindelik, hoe maak ons die beste gebruik van die geleentheid wat die Here vir ons gee? En daar is ook 'n stukkie las hieraan verbonde. Dat ek dit wat die geleentheid wat God gee en daarin vir my gee met my gawes en vermoëns sal gebruik om iets van wie hy is en waarmee hy besig is in hierdie tyd duidelik sal maak. Nie om my eie koninkryk te bou nie, maar om saam met hom te werk aan die uitbreiding van sy koninkryk. Nou met daardie agtergrond luister ons na wat Paulus vir ons sê in 2 Korintiërs 12. Hy het in hoofstuk 10 begin, en soos wat ons hierdie week vasgemaak het, het hy sy curriculum opgestapel, terwille van daardie mense in Korinthe, waar die Las Vegas van daardie tyd was, waar almal tog net beter as die volgende ou wou wees, en nou kom hy en hy begin in hoofstuk 10, en in die einde van hoofstuk 10, en hy sê, luister, om te spog, om jou te beroem in dinge, het geen sin nie, dis eintlik dwaas. Maar as het dan nou moet, kom ons doen dit. En dan praat hy oor sy herkoms, en hy praat oor al sy ywer in diens van die evangelie, en dan kom hy in hoofstuk 12, om te praat oor die openbaring wat hy ontvang het. Kom ons luister. Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die 3de hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Maar daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Maar hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Is hier net belangrik, Paulus praat eintlik hier oor homself, maar hy praat in die 3de persoon oor homself, want hy wil nie roem hierin nie, hy wil nie hierin roem nie, want daar is iets diepers en belangrikers wat die Here aan ons gegee het om te deel. Nie hoe lyk die hemel nie, nie die woorde wat niemand kan uitspreek nie, daar is iets diepers en belangriker wat die Here vir ons gegee het om in hierdie wêreld te deel. En van vers 6 af verduidelik hy dan nou. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen of my hoor sê nie. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie, en daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. En daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede, ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk.
Maar dan is hier die doring in die vlees, en hier maak ons nou net gou weer vast dit wat ons verlede week dan vir mekaar gesê het. Ja, nee, maar die volgende skets net asseblief. Paulus kom en hy praat met mense wat roem op die uiterlike dinge, op die prestasies wat hulle herkoms, hulle prestasies, oor die gewaande openbarings wat hulle ontvang het, en wat uiteindelik in Korinthe gelei het tot die verdeeldheid van die gemeente. Een is vir Paulus, een is vir Apollos, een is vir Petrus, en ander is vir Christus. En nou kom hy en hy lys, stapel sy CV so op, sy herkoms, hy is 'n Jood, hy is nageslag van Abraham. Hy beskryf sy ontberinge terwille van die evangelie en hy het baie gehad. En dan die openbaringe waarna hy verskyn, wat hy hier beskryf. En hy draai al daardie goeders op sy kop en hy sê nutteloos. Sonder Christus beteken dit niks. Dit is nie heeltemal nutteloos nie, Christus kan dit gebruik, maar as ons dit los van Christus gebruik, nutteloos. En daarom dat ek hierdie week daar 'n stukkie voorbereiding gegee het om net na Filippense 3 te gaan kyk en dit 'n bietjie te lees. Wil Paulus presies dieselfde argument uiteindelik vorentoe bring en sê, luister, al hierdie goed beskou ek soos vuil goed, soos drek. Want om Christus te ken, oortref alles by verreweg die meeste. So in Paulus se gemoed is dit uiteindelik die ding. Hy is deur Christus gered en geroep, en daarom kan hierdie dinge nie die basis wees vir sy verlossing en daarin vir sy diens nie, sy motivering vir diens nie. Iets wat hy in die begin van hierdie brief baie duidelik gemaak het, is die liefde van Christus wat ons dring, die besef dat Christus vir my en daarom vir almal gesterf het. Nou, verlede week het ons in besonder daarby stilgestaan om te vra, maar wat is dan nou die doring in sy vlees? En Paulus gebruik daardie uitdrukking, of ten minste die uitdrukking van vlees, om te verwys na ons wêreldse aardgesinde menswees, die ou mens met ander woorde. En daarin sien ons iets van dit wat Paulus bedoel wanneer hy sê 'n doring in my vlees wat nooit weggevat word nie. Dat Paulus hier verwys na die ou mens in hom. Dat hy ten spyte van al die goeie goeders wat hy gedoen het en die opspraakwekkende goeders wat hy gedoen het. Ons lees in Handelinge dat mense lappies na hom toe gebring het en as hy gebid het daaroor en hulle vat dit vir die mense wat siek is en word hulle gesond. Paulus het rare groot goeders gedoen. Maar ten spyte daarvan was daar nog hierdie ding van die ou mens in hom. Die doring in sy vlees, 'n boodskapper van Satan. Die ou mens wat altyd te gewillig is om saam met die bose te werk. En dan bid hy tot die Here 3 maal, meer as 1 keer. Here, vat dit asseblief weg. En die Here se antwoord is vir hom is nee. My genade is vir jou genoeg. En daarom kan Paulus uiteindelik sê, luister, ek gaan veel eerder roem in my swakheid, want dan is die krag van Christus my beskutting. Wie Christus is en wat hy gedoen het, dis wat my veilig hou. Nie my herkoms nie, nie my prestasies nie, nie my openbaring nie, hoe groot en goed dit ook al mag wees. Dis wie Christus is en wat hy kom doen het. En nou kom hy in vers 6 en hy sê, en daarom wil ek hê dat niemand aan my iets sal toedig, anders as wat hulle my sien doen, soos ons dit hier vertaal, of hoor sê nie. Nou, die direk vertaal staan daar letterlik, sê hy, anders as wat iemand my sien, hy my sien, of hoor sê nie. Anders as wat jy sien. Wat Paulus hier sê is, waarna hy strewe, is dat dit wat jy sien, dit is wat daar is. Geen maskers nie. Dit wat daar is wat jy sien. What you see is what you get, soos wat die Engelsman sê. Dis wat Paulus hier verwoord. En hy wil hê dat niemand aan hom iets meer moet toedig as wat hulle kan sien en wat hulle hoor hy sê nie. En daarom is sy herkoms, sy ywer en sy openbaring nie die belangrikste nie, maar wie Christus is. Want dis wat die ander uiteindelik moet sien. En nou kom daar na ons toe hier die baie belangrike vraag. Wat sien en hoor ander van jou, Johannes? Wat sien en hoor ander van jou? Wat sien hulle as hulle na jou kyk? Wat hoor hulle as hulle na jou luister? Ons bely dat God hierdie wêreld in sy hande hou, ons tye en omstandighede, en dat jy in hierdie tyd leef, met die oog op dit waarmee God besig is. Wat sien ander in jou en hoor hulle by jou?
is regtig belangrik dat ons vir 'n oomblik daarmee gaan stoei. Want besig in hierdie wêreld kan ons maklik by 'n punt kom waar ons oog van die teiken afhaal. Die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 12, hardloop die goeie wedloop, hou jou oë op Christus, die begin en volëinder van ons geloof. En ons kan so besig word in hierdie lewe, dat ons herkoms en ons prestasies en ons idee van wat ons dink die Here mee besig is, ons inhaal en ons naderhand so besig word met dingetjies, dat ons vergeet waarmee die Here besig is. Of soos die ou uitdrukking dan nou sê, so besig word met die dinge van die Here, dat ons nie meer met die Here van die dinge besig is nie. En dit is God se hart. Wanneer elke gawe met 'n las kom, is dit sodat die gawes nie vir ons belangriker word as wie hy is nie. Hy wil hê dat ek en jy, wat hy in die oog het, geborge in 'n innige verhouding, naby hom sal leef en daarin ook saam met hom sal werk. En nou is dit die vraag, hoe moet ons dan hieroor dink? Wat is dit wat Paulus probeer verwoord as ons dink aan die doring in die vlees, die ou mens, wat hierdie las word waarmee ons moet saamleef? En hy daar die volgende skets. Paulus sê, ek wil nie dat enige iemand aan my iets toeskryf anders as wat hulle my sien of hoor sê nie. En wanneer ons hierdie gedagte hierso op hierdie skets net vastmaak, gaan ons in die middel begin. En dit is belangrik, want daar aan die linkerkant maak ons vast, Spreuke, sê Salomo, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit wat daar binne leef, is wat jy gaan leef. En dan sê hy in vers 24, sê hy, weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Die belangrikste persoon wat jy nie moet mislei nie, is jouself. Is rarig belangrik. Ons is geneig daartoe om vir onsself mooi stories te vertel oor onsself, en dan kom ons selde by goeie plekke uit. Die oproep van die evangelie en die genade van die evangelie is dat ons eerlik met onsself kan wees, nugter kan wees oor wat hier binne leef. En daarom die middelpunt daar. Die gebroke hart wat ons almal ken, die ou mens en die nuwe mens, die swart wolf en die wit wolf. En die prentjie wat jy hier in jou kop moet kry is daar die Indiaan storieetjie van die wit hond en die swart hond wat beklei in die sak, dis sy hart. En nou vra hy vir sy oupa watter een gaan wen, en dan sê sy oupa vir hom, die een wat jy kos gee, gaan wen. En dis ons stryd teen die ou mens in ons. Daar's 'n nuwe mens en daar's 'n ou mens. En as ek die ou mens gaan kos gee, dan gaan hy wen. En hy wen in ons verhoudings, ons naby verhoudings en ons terloopse verhoudings. Wanneer ons hom kos gee, dan spring die kokkedoor uit en ons maak soos ons wil. Of ons kan die nuwe mens kos gee en daarin Christus se voorbeeld volg. Maar wat belangrik is wanneer ons hieroor praat, is om raak te sien dat dit God is wat ons hart by mekaar hou. Ons hart is gebroken. Daar's 'n ou mens en 'n nuwe mens daar binne. Daar's 'n stuk verdeeldheid. En as daardie verdeeldheid net gelos word, sal dit jou aan flarde skeer. Jy sal tot niet gaan. Maar nou kom die Here die Almagtige en sê, net soos wat ek lewe en dood by mekaar hou, so gaan ek jou hart by mekaar hou. Paulus, wat hierdie besondere openbaring ontvang het en gesien het wat hy alles gedoen het, kom op 'n punt in sy lewe, wanneer hy na die Here toe gaan en sê, Vader, asseblief, vat hierdie van my al weg. En dan sê die Here, nee, dit is goed vir jou, want dit keer dat jy hoogmoedig word. Die ou mens in jou. En daarom, wanneer ons praat oor dit wat ons hieroor praat, is dit rarig belangrik om dit te verstaan. God hou jou hart by mekaar. Ou mens en nuwe mens. Nou, dit beteken nie, dat wanneer die Here dit uit genade by mekaar hou, dat daar 'n regverdiging is, om maar net die ou mens vrye teels te gee nie. En daarom dat ons in die katekismus dit verwoord, ware bekering is 'n afsterwing van die ou mens. En is rarig belangrik dat ons dit verstaan. Die ou mens gaan jou konstante teenwoordige metgesel wees, tot jy hierdie lewe verlaat. En dit is genade van God, want dit keer dat jy hoogmoedig word.
Dat jy by 'n plek in jou lewe kom waar jy dink, ek het gearriveer, ek is perfek, ek het nie ander mense meer nodig nie. Dit hou my op daardie plek waar ek verstaan hoe nodig ek God in Christus het. In die Bybelstudie het ons nou hierdie week gepraat daaroor. 'n Goeie manier om die ou mens te verduidelik en wat die impak daarvan in ons lewe is om te dink aan 'n ei. So as ons praat oor God wat ons harte reinig, dan is daar een van die goeders wat natuurlik hy uit ons harte uithaal, is sonde wat diep geanker is. Maar ei kan ook werk. Sien, die ou mens in ons harte werk soos 'n ei. Nou wat is die eerste ding wat jy moet doen voordat jy 'n ei kan afskil? Wat is die eerste ding wat jy moet doen voordat jy 'n ei kan afskil? Jy moet hom uit die grond uittrek. Dis die eerste ding wat jy moet doen. En wanneer jy in Christus by jou Vader kom, dan trek hy die ou mens uit die grond uit. Hy trek die ei uit die grond uit. En dan sê hy, right, nou weet ons wat dit is, daar's dit. En nou gaan ons dit begin afskil. Dis nie 'n lekker proses nie. Dit bring maar trane na die oë toe, maar dit is 'n genadige proses. En soos wat die buitenste laag afgeskil word en jy meer na binne toe gaan, so word dit kleiner en kleiner. Ook so in ons lewe as ons praat oor die ou mens in ons. Die Here los ons nie soos wat ons is nie. So wanneer ons in die katekismus bely dat Christus ons deur sy gees sy beeld gelyk maak, dan is hier die afsterwing van die ou mens of die afskil van hierdie ei deel van daardie proses. Maar dit gaan die res van jou lewe in hierdie wêreld vat. Jy gaan nêrens in hierdie wêreld op 'n plek kom waar die ei weg is nie, waar die ou mens weg is nie. Die Here hou dit daar. Dit word kleiner en minder, maar ook dieper. Daardie blare aan die buitekant is baie keer die opspraakwekkende goeters, wat ander mense se wenkbroue sal laat lig. Maar soos wat jy die pad verder saam met Jesus stap, en dit dieper in daardie ei ingaan, en daardie ou mens ingaan, dan kom daardie venyn, en daardie hartvogtigheid, daardie jaloesie, daardie seer dinge wat baie dieper in ons hart lê, na bo. Dan help die Here ons om deur sy gees daardie dinge te hanteer. Die diepste punt wat ons in daardie ei kry van die ou mens is haat vir God en vir ons naaste. En daarom is dit regtig belangrik om te verstaan, solank ons in hierdie lewe is, gaan die ou mens daar wees. Dit beheer ons nie, dit regeer ons nie, is klaar uitgetrek. Dit is daar sodat ons veilig naby God kan leef. Maar nou is die vraag, wat maak ons hiermee? Wat maak ons met die ou mens? Die nuwe mens is nie 'n probleem nie. Dis gaaf en goed, maar die ou mens, wat maak ons daarmee? As ek eerlik en nugter is en die ou mens in my lewe raak sien, dan is daar uiteindelik net een plek waarheen ek kan gaan, en dis na God toe, en daarom die pyl na bo. Johan, hy sê vir my daar die skets terug. Dankie. Dis die pyl na bo. Ek gaan altyd eerste na God toe. Nou is die vraag, hoekom? Want dis presies wat Paulus hier verwoord. Ek gaan na God toe en ek vra, Vader, asseblief vat dit weg. Want as jy eerlik is en nugter is oor die ou mens in jou, en jy sien hoe dit uitspeel in jou alledaagse lewe, dan is dit nie iets om oor trots te wees nie. Want dit maak nie net ander mense hartseer nie, dit maak ook jouself hartseer. En vanuit daardie belewing van die gebrokenheid, kom jy dan later by 'n punt waar jy nie anders kan as om na jou Vader toe te gaan nie. En dan sal dit nou goed en gaaf gewees het as hy vir jou gesê, dis reg so my kind, en ek sal dit wegvat, maar hy doen nie. Sy antwoord is, my genade is vir jou genoeg. En dis in hierdie gesprek met hom, elke keer wanneer die ou mens my boelie, waar ek begin leer, dat die genade werklik genoeg is. En daarin by 'n plek kom waar ek besef, dat daar is genade. Dit is regtig daar. Nou aanvanklik gaan dit beteken, dat ek dalk elke dag of 'n paar keer 'n dag na my Vader toe gaan met hierdie gebrokenheid in my. Maar soos wat ek na hom toe gaan en beleef dat sy genade genoeg is, so gaan daar langer tye kan kom, waarin die ou mens kan afsterf en die nuwe mens kan lewe, waarin ek vaardig raak
in die bediening van hierdie genade. En dis die pyl na onder toe. Aan myself, aan my naby mense, en aan die ander mense, die mense wat terloops my pad kruis. Hierdie werklikheid van God, wat in gesprek sy genade met ons deel, dit wat hy in Christus gedoen het, is wat maak dat ons nie met 'n wet na ander mense toe gaan nie. Wanneer ons die evangelie bedien, dan sê ons nie vir mense, luister, jy moet eers die ding of daai ding uitsorteer en dan kan jy kind van die Here word nie. God het in Christus gesê, kom, ek het volkome gedoen wat jy nie vir jouself kan doen nie. Beteken dit, ons mag maar leef soos ons wil, ons kan maar leef net soos ons wil? Natuurlik nie. Maar daardie ou mens dinge, en daardie dinge wat vloei vanuit jou ou mens, gaan jy en die Here hanteer in 'n gesprek. Julle twee. Nie ek en jy nie. Dis in jou gesprek met jou hemelse Vader, in daardie gesprek waar die ei afgedop word, wat jy getransformeer gaan word. Ek hoef nie vir jou voor die tyd te sê, hier's 10 reëls of 20 reëls, sorg dat jy dit nakom nie. Maar hier's die ding, wanneer ek nie self daardie genade beleef het, van in gesprek met my Vader oor my ou mens voor hom rustig word, en dan te hoor, my genade is werklik genoeg vir jou nie, dan het ek baie keer niks anders om met mense te deel, as 'n paar reëls nie. Sorg dat jy kerk toe gaan, sorg dat jy 'n bydrae gee, moenie rook, jy moenie drink, jy moenie vloek nie, ensovoorts, ensovoorts. Dis eers, wanneer ek in my eie mens wees, by my Vader gehoor het, ja, ek sien, presies wat jy sien, en nog meer is wat jy sien, as ons praat oor die ou mens, maar my genade is vir jou genoeg. Ek sal jou by mekaar hou, totdat jy by my tuis kom. En soos wat ons groei in die belewenis en verstaan daarvan, so groei ons in vertroue op ons Vader, en daarin in die vrymoedigheid, om ook hierdie genade te deel, om het vir myself toe te eien, maar ook te deel met my naby mense, en daardie mense wat terloops my pad kruis. En nou is dit die vraag vir ons vanoggend. Wat sien ander as hulle na jou kyk? Ek het nou gesê, wanneer Paulus hierdie gedeelte verwoord, dan sê hy, ek wil hê mense moet net sien wat hier is. Geen maskers nie. Die hartseer waarheid is dat ons baie keer besig is met maskers. Ek sit 'n mooi prentjie op en ek hoop nie, jy sien daarom iets te ergs nie. En dan val 'n geleentheid plat. Die belangrikste ding wat ons vandag het om te deel met die wêreld rondom ons, is dit, die belangrikste. Die genade van God is genoeg. Is voldoende en genoeg. En hier is die genade van die besef dat God my by my hart by mekaar hou. Ek kan na die ou mens in my kyk en met afgryse daarna kyk en dink, hoe kan enige iemand so iets lief hê? En dan sê die Here, ek het nie gekom vir mense wat gesond is nie, maar vir die siekes. Ek het gekom om sondaars te red. Dit is die genade waarmee ek en jy mag leef, is om te verstaan dat wanneer ek gekonfronteer word met die ou mens in my hart, ja, Jesus het gekom vir daardie gedroggie wat jy vir almal wil wegsteek, wat jy self met tye nie in die oë kan kyk nie. Hy het gekom vir jy, die ou mens. Hy het ook gekom vir die nuwe mens. Hy het ook gekom met die oog daarop dat jy kan word wie God bedoel het jy moet wees, verseker. Maar dis nie 'n ding wat ons baie keer plan nie. Dis die ou mens in ons wat ons kniehalter in ons diens aan God. Daarom is dit belangrik om te verstaan. Christus het gekom vir die ou mens in jou, om te verlos daardie ou mens en om nie te maak deur 'n lewenslange proses van daaglikse bekering, sodat jy kan word die man of vrou wat hy bedoel het jy moet wees. En daarom is die ou mens in jou nie 'n diskwalifisering vir diens nie.
Dit is juist die feit dat ons nog 'n ou mens in ons het, wat ons kwalifiseer vir diens. Want nou kan ons met oorgawe getuig van die genade van God, vir my en so ook vir jou. Daarom, koop die tyd uit. Ons godsdiens, dit wat ons ontvang het, gaan nie net oor Bybelstudie doen en 'n gebedjie nou en dan nie. Dit gaan oor 'n verhouding met ons hemelse Vader, waarin ons die diepste en slegste seer van ons ou mens na hom toe kan vat. In gesprek met hom kan tree, sonder vrees vir straf of vervolging. In gesprek met hom kan tree en uiteindelik kan hoor, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Wanneer jy verstaan, die ou mens is nog hier. Maar dis nie die laaste woord nie. Gaan daarom na hom toe, wanneer jy stoei met die gebrokenheid van jou ou mens. Hoor by hom, dat sy genade genoeg is. Groei in jou vertroue, dat dit wel genoeg is vir jou, en deel dit dan met die mense rondom jou, in jou naby verhoudings, en daar die mense wat terloops jou pad kruis. Groei in vertroue, en groei in vrymoedigheid. Jy gaan nie net een oggend opstaan en dis daar nie. Jou effektiwiteit, groot woord, en dalk heeltemal die verkeerde woord, maar jou effektiwiteit in die bediening van die evangelie is direk evenredig gekoppel aan jou belewing van die genade van God. Wanneer ek met die som van my ou mens voor my Vader kan stil word en hoor my genade is genoeg, kan ek met daardie som en die genade wat hy vir my gee, ook daardie genade deel met die mense rondom jy. Mag jy die genade beleef van sien hoe God in liefde daardie genade met jou deel, en mag jy dan daarin ook beleef dat hy jou gebruik om daardie genade nie net in hierdie wêreld te demonstreer nie, maar hoe dit mag hy vir jou wys, hoe dit ook deur jou lewe 'n verskil in ander se lewens maak. Amen. Ons is gewoonlik nou vraatyd, ons gaan die vraatyd skuif weer na die uitspreek van die seën, so kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat daar niks is, niks, nie in die wêreld hier buite ons, rondom ons nie, maar ook nie hier binne in ons, wat ons kan skei van die liefde, wat U vir ons in Christus het nie. En daarom, gedagte gaan dit wat ons vanoggend hoor, pleit ons Vader, help ons om in ons worsteling met die ou mens in ons, die ou mens wat so geneig is om U en ons naaste te haat, wat so geneig is om eerder self te wil planne maak, om ons vertroue op aardse dinge te plaas en nie op U nie. Help ons om daarin U roepstem te hoor wanneer U sê, kom nader, kom dat ons die saak uitmaak. Help ons om ten spyte van vrees wat partykeer ons lewe kenmerk, met vrymoedigheid te gaan en daarin die leiding van die Gees te volg, wat ons nie vol met vrees nie, wat ons saam met ons Gees getuig, dat ons kinders van U is, en daarin tot U laat roep, Abba. Wil U vir ons hierin genadig wees, Vader, dat ons in die loop van ons alledaagse lewe sensitief sal bly vir die leiding van die Gees, dat ons nie aan ons ou mens vrye teel sal gee nie, veral nie as die wêreld ons druk en boelie nie, maar dat ons in die eerste plek na U toe sal gaan, seker in die wete dat ons met vrymoedigheid kan kom, omdat U ons ken, deur en deur, ou en nuwe mens ken. Dankie dat ons mag weet, dat ons ou mens ons nie diskwalifiseer in ons lewe en diens voor U en naby U nie. Dankie dat ons mag weet, dat U alle dinge ten goeie sal laat meewerk, en daarin ook ons getuienis van verlossing, van genade, te midde van ons belewing van die ou mens se verwoestende werk in ons lewe. Wil U vir ons hierin genadig wees, dat ons hierdie pad met groot toewyding sal stap, daarin sal groei in ons toewyding, en dat ons lig sal wees, soos wat U dit bedoel het vir hierdie tyd. Ons bid dit, Vader,
in Jesus se naam. Amen. Hoe dan moet ons lewe, as ons dan nou verstaan dat die ou mens ons nie diskwalifiseer nie, maar juist kwalifiseer vir ons roeping om getuies te wees van dit wat God in hierdie wêreld meer besig is. En daarvoor gaan ons luister na 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14. Paulus verdedig sy apostoliese gesag, maar hy trek daarin die raamwerk vas vir dit wat ons as gelowiges mag verstaan en daarin waarin ons kan groei wanneer ons die evangelie, of soos wat hy dit hier verwoord, die versoening wat God met ons bewerk het, kan bedien aan ander. Daar die gedeeltes in rooi baie belangrik vir ons wanneer ons vra, hoe dan moet ons lewe? Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. Dit is verskriklik belangrik. Net soos wat ek in my konfrontasie met die ou mens mag lewe, met hierdie sekerheid dat hy het vir my gesterf, ou mens en al. So geld hierdie waarheid vir die volgende persoon ook. Ook daardie persoon wat my so die harnas inmaak, dat ek wonder of ek gered kan word. Christus het vir hulle ook gesterf. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons lewens behoort nie meer aan ons nie. Ons beoordeel dus nou van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die oude is verby, die nuwe het gekom, dit is alles die werk van God. Menslike maatstaf, uiterlike dinge. Ons beoordeel nie mense meer volgens uiterlike dinge nie. Die wêreld het na Christus gekyk in sy tyd, in Paulus se tyd, sien hy kom van Galilea af waar die heidene woon, hy is 'n arm man, nie uit 'n adelike familie nie, en besluit nie wat, dit kan nie die Messias wees nie, maar die uiterlike dinge gekyk. Maar God kyk nie na die uiterlike dinge nie, en daarom kyk ons ook nie meer na die uiterlike dinge nie. En hier is nou belangrik, dit wat ons nou in die verkondiging vasgemaak het. Nou kan ons sê, nee, ons gaan kyk na die uiterlike dinge, en nou sien ek, na die innerlike dinge, en nou sien ek die ou mens daar. Dat is oké. Diskwalifiseer jou nie. God weet, ken die omvang van die ou mens in jou. Nie net in jou nie, maar ook in die volgende persoon. Ons kyk nie, en prioritiseer nie die ou mens nie, maar die nuwe mens. Christus het gesterf, sodat ek en jy en die volgende persoon kan lewe. En daardie lewe kom deur versoening. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van daardie versoening toevertrou. Wanneer ek bewus van die ou mens na my Vader toe gaan en mag hoor, my genade is vir jou genoeg, dan is dit 'n versoenende oomblik. En nou sê ons Vader, gaan deel daardie versoening. Gaan leef jy in die raamwerk van daardie versoening? Oordeel dit ook met jou naby mense, in jou huwelik, in jou verhouding met jou ouers en kinders, daar by die werk, tussen werkgewers en werknemers, en tussen werknemers onderling, en in die gemeente, waarvan jy deel is. Deel die versoening met ander, dis aan ons toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God die mense hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. In Christus vryspraak. Sonde word ons nie toegereken nie. En daardie boodskap is aan jou en my toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is die dag van redding. En hierdie oomblik, hierdie nou, is bedoel vir jou, wat stoei en worstel met die ou mens in jou. Ga na jou Vader toe.
weet dat versoening bewerk is en sy genade genoeg is vir jou. Maar dit is ook bedoel vir die mense rondom ons. Nou, vandag is die tyd, is die geleentheid wat die Here vir ons gee om daardie versoening te bedien en te deel aan ander. Omdat ons dit nie in onsself kan doen nie, kom ons bid die Here hierom en ons doen dit deur saam te bid, saam te sing van helder skyn u lig vir die nasies. En daarna gaan ons bly staan vir die seën van die Here en dan vra ek dat hy net so oomblikie gaan sit daarna. So ons sing helder skyn die lig vir die nasies, lied 488, dis ons gebed en ons verwoord daarmee 3 versreëls, diep waarheid en dan 'n bede wat vloei vanuit daardie waarheid. Kom ons staan en dan sing ons dit bidend saam. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag die lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, sagte salf vir die mense met ons hier, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag die troos hier deur ons weet, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U woord deur ons Ons gaan leef voluit en nugter en eerlik met onsself saam, maar so ook saam met ons Vader en saam met die mense rondom ons. Seker in die wete dat hy ons harte by mekaar hou en goede so. Hiertoe seën hy ons. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen.
dankie. Ek vra dat ek so oombliekie sit. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stilgestaan het? Nou? Oké. Nou vraag, baie belangrike vraag, né? Gee ek nie voor as ek dan nou, want ek groei nou in die nuwe mens, dit word meer, die ou mens word minder, gee ek dan nou nie voor nie. En dis nou wat presies die vraag wat Paulus hier antwoord, né? Want wanneer hy kom en hy praat oor sy herkoms en hy begin by daardie tweede gedeelte in hoofstuk 11 en hy verduidelik al die werk wat hy gedoen het, die goeie goeders wat hy gedoen het vir die Here, en dan in hoofstuk 12 se begin die openbaring wat hy ontvang het, dan wys hy op hierdie nuwe deel. Maar nou kom hy in hoofstuk 12 en hy sê, luister, terwille van Christus en die grootheid van dit wat God in Christus gedoen het, sal ek eerder roem, ons kan daai woord vertaal met spog, oor die teendeel, oor my swakhede. So nou is dit die vraag, wat moet ons as gelowiges dan nou doen? En dit is die ding, as die bediening van versoening aan ons toevertrou is, dan loop ek nie soos 'n skrifgeleerde en fariseer in hierdie wêreld op soek na die ouens wat verkeerd doen, sodat ek hulle kan reghelp nie. Ek gaan die ouens sien, as ek uit die vrug van hulle lewe sien, het is die gesond daar nie. Dan kan ek, wat weet en verstaan, dat die ou mens ook in my is, het ek 'n geleentheid om die genade of die versoening wat God bewerk het aan daardie persoon te bedien. As hy nog nie die Here ken nie, is daar geleentheid om iets van die wonder van Christus te deel, gaan nou sê hoe, en dan die tweede, as hy reeds Christus ken, om te bemoedig op hierdie pad, baie keer om te vermaan. Maar hoe doen ons dit? En die manier waarop ons dit doen is wat Paulus hier sê, deur te roem in ons swakheid, nie deur te sê, luister, ek is hier, jy moet ook hier kom nie. Dis om te sê, ek is waar jy is, ek verstaan, ek is heeltemal daar. Nou baie keer gaan jy deur omstandighede om kant gevang word en jou ou mens gaan uitspring, spring lewendig en gesond en jy gaan verniel. Of het dan in bank is of in jou huis is, dit gaan baie keer uitspring. En dan het jy 'n keuse. Jy kan een kant in 'n hoekie gaan lê en voel, nee, daar is nie hoop vir my nie en dan is dit nie waar nie. Want die versoening is bewerk. So die keuse wat jy het is, as gelowige is dan om vergifnis te vra. Want hier is die ding, en dis wat ons as gelowiges in ons gemeenskap vir mekaar moet kan deel. Ou mens is altyd daar. Is nie die einde van die pad, as die ou mens uitgespring het en die oorhand gekry het nie. Beteken net ons begin weer. Want dis wat die Here doen. Ek kan daar die ei vat en hom weer in die grond gaan druk. Wanneer ek weer by my Vader kom, so trek hom uit, dat ons aangaan met die berg. Nou die skrikwekkende van daai ei is, as jy hom weer in die grond druk, gaan hy weer groei. Soos moenie. Maar die Here gaan nie, as ek dit nou weer in die grond gedruk het en die ou mens uitgespring het, sê nee van nie, daar is nie hoop vir jou nie. Hy doen nie, want daar is genade vir my in sy hart. So hoe deel ek die evangelie dan met ander? Nie deur te sê, Jesus is die antwoord, daar gaan jy nie. Maar om te wys, hoe is Jesus die antwoord in my lewe? Waarvan is ek verlos? Want dit vra 'n stukkie guts. Dit vra 'n stuk nederigheid, maar ook weerloosheid, om te sê ek is bereid om oop te maak, om die masker af te haal, sodat jy iets kan beleef van die wonder van God se genade. En dis waarmee ons sukkel. So wanneer ek die hele tyd in die ou mens nou nie ter sprake is in my alledaagse lewe nie, kan mense wat na my kyk by 'n indruk kom van, nee, hierdie ou gee net voor. Al mens, maar sterkte. Al hoe jy dit reg kry is wanneer jy mense nie goed ken nie.
En dit is ook om dit baie keer so moeilik is om die versoening te bedien in ons nabyverhoudings, in ons huwelike, tussen ouers en kinders, en in die gemeente, en daarby die werknemers en werkgewers, want dis die mense wat ons aldag sien. Jy kan dalk jouself bluf, maar jy gaan jou vrou moeilik bluf. Sy ken jou. Baie keer beter is wat jy jouself ken. En andersom. En dis daar wat die evangelie 'n stuk vrymoedigheid bring. Die evangelie sê nie, glad nie ou mens, net nuwe mens nie. Die evangelie van Christus sê, ja, dis albei. En hier is die genade, is God wat dit bymekaar hou. Sodat jy 'n goeie getuie kan wees, 'n geldige getuie kan wees, van God wat gekom het om sondaars te verlos. Wanneer ek in heerlikheid by my Vader thuis kom, ou mens teruggebly, dis net die nuwe mens wat opstaan, dan is dit reg. Gaan dit nie meer nodig wees vir die ou mens nie. Maar solank ons in hierdie lewe is, gaan die ou mens altyd daar wees. 'n Gesonde geloofsgemeenskap is 'n gemeenskap wat ruimte het daarvoor. Wat verstaan, ons het nie in die hemel gearriveer nie. En niemand hier is engeltjies nie, nie se vlerkies afgeknip is nie. Ons is almal net mense. En daar is ruimte vir mekaar, om ook in daardie belewing van die ou mens, wat baie keer die oorhand kry, 'n pad te kan saamstap. En dis ons uitdaging. Nou ons gaan hieroor praat, vir die gemeente ook. Ons gaan nou Woensdag doen asseblief voorbereiding vir ons ouderling vergadering. Ons gaan kyk na die voorbereiding vir die vergadering van naburige gemeentes, en dan vir ons klasses werkswinkel. En deel van hierdie gesprek wat ons nou het, is deel van daardie gesprek. Is ons gemeente geoefen en gerad om hierdie pad saam met mense te kan stap? Of het ons net ruimte vir nuwe mense? Nou as ons net ruimte vir nuwe mense het, gaan ons al hoe kleiner word. Daar moet plek wees vir die ou mense in hierdie bedeling, want ons het almal daar. Nie een van ons het net 'n nuwe mens nie. Almal het die ou mens teen wie die stryd elke dag geveg word. So baie keer spring hy uit, dan het ons geleentheid om vergifnis te vra. Baie keer spring hy in iemand anders lewe uit, en dan het ons geleentheid om eerlik 'n stukkie van ons eie pad te deel en die aandag op Christus te vestig. So, ons maak vas, ons gaan 'n vraatyd vasmaak, terwille van jou wat hier sit, maar ook terwille van die vreemdelinge wat nog hier is nie. Want dis die een ding wat baie duidelik is, as ons na Handelinge luister, dat die gemeente het op so 'n plek gekom, waar die Here elke dag mense kon byvoeg. Want die gemeenskap, die gemeente het so gefunksioneer, dat daar die mense pad langs gehelp kon word om te groei, en hulle verstaan van dit waarmee God besig is. So, wees 'n bietjie verdraagsaam as ons hierdie tydjie het na die diens, om net 'n paar vrae of twee te antwoord, en as jy dan nou nie anders kan nie, en jy is haastig op pad, is jy welkom om op te staan en uit te stap, ons gaan nie met jou beklei nie, is net, ons gee geleentheid om so 'n bietjie dieper vas te maak, as daar 'n vraag is, dat ons nie te lank wag daarvoor nie. Baie dankie vir julle tyd. Ons vra vir die ouers en kinders, die katekisasie, ouers en kinders om 'n bietjie agter te bly, en elkeen is welkom om 'n koppie tee saam met ons te kom drink in die saal.